U is die weg en die waarheid en U is die lewe. Ons middelaar, ons koning, ons hoëpriester, die wat was en wat is en wat weer kom. En ons kom vanaand en ons verklaar uit ons hart uit, we depend on you. Ons vertrou op U. Want U is God en U is goed. Die Koning van die konings, die Here van die leerskare. Ons Heilige Gees. Wat 'n voorreg om weer vanaand, Here, by U voete te kom sit en te luister na U soete stem. Daardie bemoedigende woorde en daardie liefdevolle teenwoordigheid. Jesus, Jesus, Jesus. Ons eer U nou met baie, baie danksegging. Amen en amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer en vir ons worship band. Ek moet nie sing nie, my stem is klaar nie sterk nie. Nou sing ek uit volle borsheid, want niemand kan my hoor daar nie. Amen. En dan is my stemmetjie hees as ek moet die woord breek. So ja, maar wow, dankie Here vir woord. As jy vanaand die eerste keer by ons is, baie welkom vanaand hier so by Beweegkerk hier in die Kaap. Het is goed om julle vanaand by ons te hê, dan natuurlik familie hier by ons en dan u wat vanaand aanlyn kyk. Dankie dat ons vanaand die Here kan loof. Amen. Dankie Here vir vrede. Ons het nou nog gesing dat ons vrede het. Ons het 'n land waar ons vrede het en ek wil die Here eer vir dit. In julle gebede, geliefdes, in hierdie week wat voor julle lê, bid vir diegene wat nie die vrede het wat ons het nie. Bid vir diegene wat nou in oorlog vasgevang is, in hongersnood, in armoede. Bid vir hulle, geliefdes. Dis ons verantwoordelikheid, amen, om te gee vir ander. So ja, ek het vanaand die voorreg om woord te breek en weer eens, ek sit daar of staan daar in die worship en die Here vat my terug na, ek is al 'n paar jaar wat ek preek en woord bedien en elke keer as ek opkom is ek nervous. En dit is 'n goeie plek om nervous te wees. Hoekom? Want ek is 'n boodskapper van die almagtige God en Vader, skepper en vormeerder. En as ek daardie boodskap as ligtelik vat, kan dit 'n baie lelike plek word van arrogansie. Amen. Ek vra die Here my sal toevou met sy teenwoordigheid en dat elke woord wat vanaand geuiter word uit sy hart uitkom. Geliefdes, jou regstatus voor God, in Engels jou legal standing before God. Ek wil vanaand in die vraag begin met die vraag, wat bepaal jou regstatus voor God? Wat bepaal jou regstatus voor God? Eintlik is dit 'n baie eenvoudige antwoord. So ek gaan nie vir een van julle vra steek julle hande op nie of phone 'n vriend nie. Nee, ons gaan sommer reguit na die woord toe want dit is waar ons asem kry. Ek gaan vir julle vanaand sommer die antwoord gee, baie eenvoudig. Ons regstatus word hoofsaaklik bepaal deur my verhouding met Jesus Christus. Jesus bepaal my regstatus. Hy vat my van 'n plek af waar ek was in 'n toestand van veroordeling as ek onder die wet was, na 'n plek van genade waar hy my vrymaak omdat hy Jesus is. Ek beweeg in deur sy genade. Ek word aangeneem as 'n kind van God. So my regstatus vanaand baie eenvoudig is jou verhouding met Jesus. Ek wil probeer daai sending wat jy vanmôre gesê het, ek kan hom nie onthou nie, die Engels enetjie van dis 'n great iets, daai is belangrik. Ons moet daai op die groep sit iewerster. Want dit is baie belangrik en ek love wat Janine vanoggend gesê het, maar ons sal dit weer met julle deel. So my regstatus, en ek moet vir julle skrif gee nie waar nie. Ek kan nie vir julle iets sê as ek dit nie met woord kan staaf nie. Laat my toe met te doen vanaand. En ek vat julle na Romeine toe, beautiful boek oor Christendom, practical Christianity, en ek gaan vir julle lees uit Romeine uit wat Paulus met ons 'n paar dinge gedeel het. En hy sê in Romeine 3 vers 21 tot 22 as bewys wat ek nou gesê het. Maar nou, met ander woorde, daar was iets fout gewees, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Love dit.
God se geregtigheid is openbaar sonder die wet. Jesus. Amen. Hy het nie die wet weggevat nie, hy het hom kom vervul. Maar God kom en gee vir ons die geregtigheid. Sê weet wat, nee, dis wat ek gehaat het toe ek vir Israel vat uit die jare van ballingskap uit en van slawerny en ek vat hulle oor die Skelmsee en ek vat hulle aan hierdie kant en ek gee vir hulle nuwe wette. Sodat dit wat my gewoond was, moet hulle wegvat. Maar ek kom na julle toe vandag wêreld, Johannes 3 vers 16, en ek openbaar aan julle geregtigheid sonder die wet. Ons moet aangryp. Amen. Ek nie tot gister my sweets gekoop, want ek nou van sweets. Amen. Daar sê halleluja, tog asseblief kan iemand net normaal wees hierso. En daar kry ek 'n Coca-Cola sweet, so 'n Coca-Cola sweet. En as jy hom suig, moet jy hom suig. En dan binne dit is sherbet. Onthou julle die sakkers met die sherbet. Kyk nou net daar. Kind wat weet. Amen. Dame, belangrik. So hy kom hier en hy sê terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Met ander woorde, die geregtigheid van God word ons openbaar sonder die wet, maar dieselfde wet en dieselfde profete getuig daarvan. Love hierdie teksvers. In vers 22, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Christus Jesus. So daar kom die klousule in. Deur die geloof in Christus Jesus vir almal en oor almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie. Dankie Jesus. Die geregtigheid word aan ons geopenbaar. En die klousule is baie eenvoudig. Die wat glo in Jesus ontvang daardie geregtigheid. Nie die verdienste en genade daaroor praat. Almal wat glo, met ander woorde, ons hemelse Vader spreek ons vry van die sonde. Nie omdat Jean, een van julle die wet gehoorsaam het nie, want ons weet ons kan nie. As julle een deel van die wet gebreek het, het jy die hele wet gebreek. Dit verklaar Paulus ook. Maar ek word vrygespreek van my sonde as gevolg van my geloof en, vertroue in Jesus. Jy het so vanmôre so mooi gepraat oor, ons hoor die stem van God, but we need to do something with it. Vanaand kom die woord en hy sê, glo in my, en dan vertrou jy in my. Ons het nou so 'n liedjie gesing, ons worshipspan. Jy het verdwyn, hè? Daar's jy. Hier sit julle droetjies. Jare terug was daar 'n ding gewees, the good and the bad and the ugly. Ek noem dit net, ek gooi dit in die lug. Choose and choose wisely. Jy claim eerste. Ek love dit, as gevolg van my geloof en my vertroue in Jesus, word ek regverdig verklaar. Ons glo maar ons vertrou nie. Jy het vanmôre daarvan gepraat. Vers 22 verklaar so baie duidelik, dat die wat in die Here glo, nou deur God, ons sonde word vrygespreek deur God die Vader. Dit geld vir elkeen wat glo, amen. Glo dit vanaand asseblief. En ja, ons moet vanaand op 'n plek kom waar ons Jesus kan vertrou. Vir die onmoontlike. Vir 'n berg wat geskuiwe moet word. Kom ons praat vlugtig oor sonde. Want ons vermy dit in die kerk, né? Ons praat nie oor sonde nie. O nee. Dit bly mos daar nie deur. Dit kom ons nie in nie. Uit tog. Die reine waarheid is, né? Daar is sonde in hierdie wêreld. En jy moet jouself die vraag vra, wat doen ons met dit? Hoekom moet ons regverdig verklaar word? Omdat daar sonde is. Omdat daar op 'n wonderlike dag die sonneval sy angel uitgesteek het en ons verorber het. En u wat vandag hier sit, u wat vanaand aanlyn is, ons almal het 'n tikkie sonde. Amen. As jy dit nie glo nie, en jy dink jy het nie sonde nie, dan sal ek vir jou wil bid. Die een wat sonde het. En wat nie skaam ons moet sê, dat ek op die genade van die Here elke dag vertrou nie, dat ek elke dag werk nie, dat ek 'n belydenis doen, en so meer, amen. As ek in my kar klim, begin ek sommer reeds, né? Dis nog die ergste, dat ek shops toe gaan, en daai trolley, daai demoniese trolley, ken julle hom? Daai Pick n Pay trolley, of die Checkers trolley, somehow, daai 2 blou handles, hy vat, something else happens to me. Ek weet nie wat dit is nie. En dan kom die dame met die pers hare en sy parkeer hom in die middel van die aisle. En sy shop. En dan moet jy nie sondig nie. Amen. Hoekom is dit nodig?
Ons dien 'n lewende, heilige, volmaakte God. En hy verwag dit van Jean. Ons het 2 weke terug oor bedien. Hy sê, want Jean, wees jy heilig en wees jy volmaak. Maar hy gee vir ons die weg, die waarheid en die lewe om daartoe te streef, nie waar nie. So ja, daar is sonde in ons lewens en ek gaan vir julle deel. Paulus kom en hy sê, luister hierso, dis die geregtigheid van God sonder die wet wat my red en sy naam is Jesus. Hoekom sê hy dit? Vers 23 van Romeine 3 vers 23 en dit gee vir ons die waarheid en hy sê die volgende, ek deel dit met julle. Maar want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Almal het gesondig en ontbreek dit aan die heerlikheid van God. Daar's 'n Engelse vertaling wat praat van wanneer ons sondig, you're missing the mark. As jy kyk na die Griekse vertaling toe, wie van julle ooit 'n pyl en boog geskiet? Of 'n gun? Of 'n ketty? Daar sê. Weet jy hoe maklik is om te mis te maak? Eintlik, nee. Om perfekte 10 te kry moet jy is inoefen. Inoefen, ons het vanmôre gehoor, inoefen. So hier kom die woord en hy sê die volgende, dat almal het gesondig. So ek wil onsself herinner aan die universaliteit van sonde. Sonde het nie 'n ras of 'n kultuur of 'n socio-economic standing nie. Hy het nie 'n rassegroep nie. Hy het niks nie. Sonde vir my. Kom ek vra voor ek daartoe gaan. Wat is die mees bekendste logo in die wêreld? Coca-Cola. Jy kan gaan waar jy wil. Daar is niks nie. Daar's nie eens mens nie. Maar daar's 'n Coke sign teen die muur van een van 'n spaza shop. Hè? Ek sê jou, dit daar oralster. En terwyl ek die woord voorberei, sê die Heilige Gees in my, so sonde is die logo van die huidige wêreld. Sonde is daardie kenteken dat ons God nodig het. Is daardie plek waar ons besef, daardie kenteken wat daar hang oor die wêreld, is wat ons nodig het om te besef, we need the grace of God. Ons het God nodig. Amen. Ons lewe in 'n gefalle wêreld. So sonde vir my is daardie logo wat wys na 'n sondige wêreld toe. Prediker Johan Psalme, wyse man. Amen. Die woord sê so, okay? Love hom. En sy later jare, hy raak natuurlik oud en hy skryf die boek Prediker en hy sê die volgende in Prediker en ek wil dit met julle deel vanaand. Prediker 7 vers 20. En hoor wat sê hy? Want daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen sonder om te sondig nie. Jy kan hoe regverdig lewe. Job, jy kan hoe goed doen. Amen. Daar's 'n tikkie sonde. Daar's iets wat jou tuister. Daar's iets wat jou pla. Iewers doen ons iets verkeerd. Bietjie ongeduld, bietjie afnouerig, bietjie jaloers. Ek weet nie of ons jaloers is nie. Daar's iewers daar is 'n sonde en Salomo sê, dit doesn't matter hoe goed jy doen nie en hoe regverdig jy is nie. Daar is sonde in jou. En daarom het ons Jesus. Amen. Daarom moet jy op jou knieë wees en dag na dag die Here aanbid. Ek love dit. Al lewe jy van regverdigheid en dan so sê jy doen goed en al vat jy die vrug van die Gees, Galasiërs 5:22 en 23 en jy leef dit uit. Halleluja. Prys die Here. Maar besef ons almal het 'n sonde in ons. Iewers is daar 'n ding wat ons bietjie knaag, dinge waaraan ons moet werk. Amen. En terwyl ons daaraan werk, moet ons besef wat gebeur met dit as ek onthou toe ek die Here leer ken het in die klompie jare terug, was ek so bang. Ek gaan slaap en ek het 'n sonde gedoen. En daai jare was ek het nog melk gedrink. As 'n Christen, ek was nog regtig waar. Ek was met 2 bene, een been die kant, een been daai kant. Ek het al die dinge gedoen en gedink, "Well, I got it." En ek besef toe en ek sê altyd vir myself, Venita, ons moet vanaand gaan slaap sonder om te bly nie, want nou kom Jesus vanaand en ek het nie kwaad geraak vir jou. Vir haar nie, vir iemand. Of ek het by die werk miskien 'n woordjie geuiter. Nie dat ek gevloek het nie, maar jy weet mos die kraswoordjie wat nou en dan net sy verskyning maak in die oomblik van waansin, nee. Of die gedagte, jy weet, I don't actually like you. Sulke goedjies. Ek staan nie bekommerd. Sjoe, Jesus moenie te vanaand kom nie. Ek is in moeilikheid want daar word vir jou gesê, pas op, né? Die vyand kyk vir jou
en God is kwaad vir jou en hy gaan jou straf. Hy's 'n God wat jou straf. Moet net nie iets verkeerd doen nie en ek het dit geglo. Ek het dit geglo. Dank die Here. Hy het manne en vroue oor my pad gestuur wat my geleer het die genade en die liefde van ons Jesus Christus en hoe dit werk. En daarom is ek vandag nie skaam om te sê as ek 'n fout maak nie. Ek ken die resep, ek weet wat om te doen wanneer ek 'n fout maak, wanneer ek so 'n bietjie krapperig raak en ek raak ongeduldig of ek oorskry iemand se spoedgrens en en onder andere en ek raak kwaad vir die ou wat stadig voor my ry. Baie stadig voor my ry. Geweldig stadig. As ek julle vra om verskoning as ek miskien lank vir jou kyk by die robot. Ek kyk net so vir jou. Want jy weet jy het my nou geïrriteer. Maar ek moet myself gedra. Ek sal vir jou smile en dan sal ek 'n woordjie wat ek kan sê, nie lelik nie. Jy sê ja. Ons almal sondig. Ons onvermoë om voortdurend goed te doen, om voortdurend elke dag te probeer om so te lewe dat jy nie die Here opset nie. Wie wat gaan dit doen? Gaan jou joy steel. Want nou probeer ons so hard om jou Vader te please. En eintlik weet hy van jou dinge waarmee jy tekort is. Hy soek jou. Hy soek net jou as mens soos jy is, met jou tekortkominge, met jou vinnige gery, met jou hardkoppigheid. O, dis 'n groot hardkoppigheid. Attitude. Ons het vanmôre gehoor. Vrouens luister en mans hoor. Amen. As 'n bewys. Wat was my laaste 3 woorde, Erich? Sorry, that's putting me on the spot. That's putting you on the spot. I'm just saying. Luister julle. Ons probeer daai keer te hard om die Here so te impress met ons goedheid en ons mooi woordjies en ons mooi kleertjies. En eendag sê die Here, ek sien deur dit. Kyk na jou hart. Kyk na jou hart. Kyk wie is jy? My motto, julle ken my motto. Gee terug, gee weg, gee om. That's what we need to do. Amen. En ons probeer so hard. In vers 24 kom en hy bring vir ons hierdie verligting. Net soos 'n Enos na 'n lekker pakkie slap chips of 'n witbroodjie. Witbroodjies, geliefdes. Nee, met al die lekker goed op. En as jy hom geëet het, dan kom die soeibrandjie deur. Verstaan jy? En dan weet wat jy het meer as 2 gehad. Want jy het miskien dan gaan weer na die vraatkant toe. Ek weet nie. Sê dit maar nie hardop sê nie. En dan kom Romeine 3 vers 24. En hulle word deur sy genade sonder verdienste. Love daai woord. Sonder verdienste regverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Amen. Is dit nie die wenresep vir die beste vrugtekoek ooit nie? Sonder verdienste. We cannot please God. Ek gaan verdienste. Met ander woorde, ek gaan werk. Solank ek werk en ek wys hoe goed ek doen en ek is regverdig en ek doen goed aan almal, is dit my verdienste wat my gaan verlossing bring. Nee, dit bring jou net niks nie. Jy word net moeg in die aand. Because on môre moet jy weer dieselfde masker aantrek om to try and please somebody. And eventually is dit die waansin van 'n lewe want you're not pleasing anybody. Jy lewe in 'n warbel. Vanaand kom die woord baie duidelik deur. Jy word regverdig deur die verlossing wat in Jesus is. So hoekom sal ek nie na Jesus toe gaan nie? Ons hele jaar se tema hierdie jaar is om seker te maak dat jy verstaan hoe belangrik is Jesus Christus van Nasaret. Hoe belangrik is die koning van die konings? Want ek wil vir nou een ding sê, met elke asemteug wat ons asemhaal, hier by die huis, ons vanaand hier, is die koms van Jesus nader. Ek sê nie dis môre nie, maar met elke asemteug stap ons een tree nader, of hy een tree nader. En die wêreld besef dit nie. Ons gebruik gode en afgode en sisteme om God te nader, en ons kan net God nader deur die verlossing wat in Jesus is. En hoe doen ons dit? Baie eenvoudig. Verstaan wie hy is en wie jy is in Jesus. Jou identiteit in Jesus is skoon gewas, is skarlaken. Such 'n mooi woord vanmôre. Die skarlaken, die brooi, né? Was daar nie 'n koortjie gewees nie?
Maar was 'n koortjie gewees van rooi na wit of iets. Dink ek nou aan een van 'n komiek. Ek is seker vanaf 'n koortjie gewees waar ons gesing het van skarlaken na wit. Somewhere ring dit 'n bel. Ek onthou dat jy moet asseblief vir ons soek my worship vriend, asseblief kry vir ons, alright. Met ander woorde, ons word goedgunstig op grond van God se genade vrygespreek. En Jean het eintlik niks met dit uit te waai nie. Niks nie. Ek het een klousule. Kom by God. Kom by Jesus. Volgende, ons almal ken en ons gebruik Romeine 1 vers 8 Romeine 8 vers 1, so lovely. Dit is 'n beautiful teksvers. Daar is geen meer veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Amen. Komma. Ja, ons vergeet van die komma. Dan kom die klousule. Dan kom die klousule wat 8 vers 1 vir ons gee. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees wandel. Wat 'n beautiful klousule. Ons gebruik die veroordeling. O, ek is nie meer veroordeel nie. Maar as ek in die vlees wandel en ek wandel in die gees nie, beteken daardie teksvers eintlik vir my niks nie. Inteendeel, dit is dan 'n veroordeelde teksvers want die woord sê vir die wat in die gees wandel, maar nie in die vlees nie. Die vlees wandel is 'n moeilike ding. Want as die vlees wat wil oorvat as ek daai trollie vat. Dis die vlees wat oorvat as ek ongeduldig raak met iemand. Dis die vlees wat oorvat as ek nie my sin kry nie. Dis die vlees wat oorvat as ek dink ek is geregtig op iets. Ek is geregtig op niks. Behalwe Jesus Christus in en deur my nie. Hoekom sê ek dit? Paulus, ons Paulus, 'n godsman, 'n man wat naas ons grootste apostel ooit, Jesus, was hy verseker die grootste apostel wat ooit op hierdie aarde geloop het. Amen. Kyk na die Nuwe Testament. Hoor wat skryf hy? Hierdie godsman in Romeine 7. Ek moet julle een hoofstuk terugvat want ons bly by 8 vers 1, maar ons moet teruggaan. Hoekom sê Paulus daar's nie meer veroordeling nie vir die wat in Christus Jesus is, wat volgens die gees wandel en in die vlees nie. Hoor wat sê hy van homself. Romeine 7 vers 24 en 25. Ek, die ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. Ek gaan vir julle 'n ander vertaling lees, is nie op die bord nie. Het hom in te kleer vir julle. Wat 'n patetiese mens is ek nie. Ek leef in die doderyk. Wie kan my uit hierdie gemors verlos waarin my liggaam vasgevang is? God dank, daar is wel iemand wat my uit die doodsbestaan kan bevry. Sy naam is Jesus Christus. Amen. Hy is ons Here. Paulus is my Here. Genuine, ek het al baie gesê vir mense, as ek in die hemel kom, wil ek 'n paar ouens gaan besoek. Sommige van die Woodbed, ek gaan eers by Jesus kuier en lekker drukkie gee en ons gaan chat oor Nelmarie en daarna gaan ek gou by Salomo stil staan vir 'n oomblik, die een woord, ek gaan net vir my vraagie vra. En die vraagie is hoekom? Komma, en dan gaan ek aanbeweeg. Amen. En dan gaan ek na Paulus toe. Paulus my chom. Jesus, jy was awesome. Jy was awesome. Want weet jy wat, nee? Ek is nou besig met 'n projek. Ek moet môre dit inhandig. Môre is 'n live session met 'n vak en ek praat juist oor Paulus. Saulus, the persecutor of the Christian, word die grootste advokaat vir Christendom. En die Here sê vir die persoon, hy sê vir hom, hoekom moet ek met die man gaan praat? Van hy sê, los hom, ek het hom uitgekies om my woord te bring of die gospel te bring na die Gentiles, is nou Engels ongelukkig, the Gentiles and the Jews, and I will show him how he will die for me. Hy gee vir Paulus die great news. Paulus, hy sê vir ouens, hierdie ou gaan die evangelie verkondig aan ons wat die Gentiles is, maar ook die Joodse volk. Kom maar,
en hy gaan vir my doodgaan. How about that for order? En Paulus kom en hy sê, weet wat nee, ek is 'n patetiese mens. Maar dankie dat ek Jesus het. Amen. Hy bring julle dan die volgende enetjie toe. Advokaat. Die advokaat, een van die funksies, gebruik die funksie of die pligte met 'n eerbetoning aan ons Vader vanaand en Jesus en die Heilige Gees. Een van die pligte wat Jesus en die Heilige Gees beide het in die Nuwe Testament is die plig advokaat. Maar waarheid jy sê, daar is ook 'n paar skrifte in die Ou Testament, veral met Job, waar die woord parakleet opkom of trooster wat wys na 'n regstatus of 'n voorspraak waar die Heilige Gees voorspraak doen. En ek wil vanaand daardie woord by julle los, die woord advokaat. Advokaat is 'n funksie wat beide Jesus in die Heilige Gees gedoen het. Johannes, die apostel, gebruik die woord advokaat of parakleet 5 keer in die Nuwe Testament, nie hy dit gebruik. So miskien was Johannes so 'n bietjie van 'n regskenner. Want ek meen, hy het oor die langste gelewe, miskien het hy 'n bietjie gekry, maar hy gebruik die woord parakleet, parakleton of dan parakletos gebruik hy as om te wys die belangrikheid van Jesus in ons lewens, en hy gaan dit met julle deel, en hy sê in 1 Johannes 2 vers 1 tot 2, hy's 'n ouer man, hy's nou al oud, hy het nog baie dinge gedoen, hy's op die eiland Patmos, en hy skryf die volgende, dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. As een van ons sondig, amen, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Net 'n oombliekie daar. Die volgende lyntjie, daar sê, daai enetjie daarbo, woord voorspraak. Daardie woord voorspraak, die Griekse vertaling daarvan, of die oorspronklike Grieks, is die woord, en ek gaan vir julle lees, is die woord parakleton, wat praat van 'n aksiewoord van parakleet. Hy sê parakleton, as jy gaan kyk na die Griekse vertalings in my Bybel daarbo in my kantoor, praat dit van 'n advokaat. So die regverdige advokaat, die regverdige advokaat doen voorspraak as jy sondig. Amen. Dis ons vanaand. Moenie sleg voel nie. Besef net wie hy is tans by die Vader. Hy is jou advokaat. Hy sê, hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sin nie, maar ook vir die hele wêreld. 'n Advokaat wat vir die hele wêreld staan, wat Jean se sonde ken, wat oombliklik, wanneer hy sonde geopenbaar word, vir my optree en sê, weet wat, ek gaan vir hom staan. Ek het nou daai analogy gemaak, dit word analogy met die bedieningspan oor, en ek weet nie wat ek moet doen nie, wat moontlik is om dit nou te doen nie, nou, moet ek dit gou draai. 2 stoele en 2 manne. Hier langs ons kameraman. 2 swart stoele as julle het. Ons het vandag 2 swart stoele, awesome. Kan julle dit sien daar? Kan julle dit sien, kamera? Dankie. Die prentjie wat die Here my wys, is dat Jesus as die advokaat vir Jean optree, vir almal wat sonde doen. Oomblik, wanneer ek 'n sonde doen, en ek bring dit as belydenis. Die woord hier vanaand se belydenis. Ons moet ons sonde bely. Elke dag, elke oomblik. Okay, dan kom God maak vanaand tyd, mooi bril aan. Amen, yes, Jesus. Amen. Lanky, nice, Jesus. Amen. Right, sodra Jean sondig, en ek bely my sonde na Jesus. Jesus, ek is jammer. Ek is jammer vir my ongeduld, ek is jammer vir my hardkoppigheid, ek is jammer vir my astrantigheid. Mooi woord. Dan staan Jesus op. Hy draai na God die Vader. En die gebaar wat ek ervaar, die Heilige Gees my wys, hy steek beide sy hande uit na God toe. Want hierdie hande, wat daardie spyker deur gegaan het, verteenwoordig 'n regverdige Jean. Al wat God sien nou, is daardie spyker, daardie gat in die hand. En hy weet,
dat die persoon wat agter Jesus staan en ek bely my sondes na Jesus toe. En al wat God sien is 'n regverdige Jean. Skoon gewas, witter as sneeu. Want is Jesus met sy hande wat aan God voorspraak doen. En wanneer Jean sondig en ek bely nie, dan is hy my voorspraak. Dan herinner hy God aan wat hy gedoen het. Ja, hy sê, Vader, ek het Jean. Ek het hom vir daardie ding wat hy aangevang het, I've got him. En ek het vir hom gesterwe. Amen. Dankie my span. Amen vir hulle. Julle eerste toneelspel. Was dit julle eerste toneelspel gewees? Is daar nie 'n profetiese woordjie nie? 'n Blyspel. Ek het vir jare kniel by die kruis gedoen. Ek weet nie of julle ooit die kniel by die kruis kom onthou nie, was so blyspel wat ons doen in die Paasnaweek, waar jy kom kniel by die kruis en jy bely jou sonde en ons vertel gewoonlik die hemel is mooi met 'n ou met wit goedjies en ons hel en hierdie kant ou met swart en is gemors en dan doen jy kniel by die kruis. Ek was altyd die baddie. So altyd ek wat die Here verkoop het vir 'n paar randjies. Toe sê ek vir die pastoor, brother, kan ek nie hierdie jaar Jesus speel nie. Ek is nou moeg om myself te gaan vermoor. I really want to be the good guy. Ons gaan dinkie begin. So ander daar so en dan hier is die Heilige Gees, Johannes 14:26. Maar die trooster. Daardie woord trooster is parakletos. Daardie woord daar is 'n regsstatus. Die troos, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die woord daar is parakletos. Daai woord trooster daarso is parakletos. So die parakletos, die advokaat, gaan jou leer. Hy sal jou leer en jou herinner wat ek vir jou gesê het. Amen. Is dit nie awesome nie? So beide Jesus en die Heilige Gees doen vir ons voorspraak by die Vader wanneer ek sondig. Dit moet my harte bly maak. Dit moet jy die harte vanaand bly maak om te weet, we are sorted. Beteken ons moet nie bely nie, asseblief geliefdes. Beteken nie ons moet net sê, weet wat, nee, die Here het dit, ek kan maar aangaan. Gods water, Gods akker. Nee. Dis 'n lewe van obedience, 'n lewe van vooruitgang, 'n lewe van waar jy jouself elke dag probeer meer en meer heilig maak. En die woord sê, wees heilig want ek is heilig. Maar wanneer daai fout in jou lewe kom, is jy okay. Want daar's 'n advocate namens jou. Dis beide die Here en die Heilige Gees tree in ons plek op as 'n advokaat, soos in Hooggeregs. By the way, is daar enige advokate vanaand hier? Enige lawyers? Sondag aand. Ek weet nie wat doen hulle op Sondag aande nie. Hulle rus. Maak planne vir môreoggend. Amen. Hebreërs 9 vers 24. Want Christus het nie 'n mensgemaakte heiligdom, is dit nie beautiful nie, 'n nabootsing van die ware een binne gegaan nie, maar die hemel self, om ter wille van ons voor God te verskyn. Met sy opstanding en met sy hemelvaart, het hy na een of 'n nagebootse plek gegaan nie. Nee, hy het nie gegaan na 'n plek waar, onthou julle jare terug, wat was die, daar was 'n hemp, Gucci, nie Gucci hemp nie. Een van 'n Italiaanse naam, sulke very well-known hemde, iets met 'n dubbel O, ek ken nie wat was nie. Maar dit was daai jare 2080 wat nie meeste van julle daar was nie. Was dit hierdie name brand hemde. Maar toe kom die Chinese ook, toe maak hulle ook 'n hempie. Maar hulle spel hom verkeerd. En die goed dan verkoop nou. Ons worry mos nie, dis mos 'n bargain. Of hy nou regte ware Nike is of uniek het, maak nie saak nie, nê. Ons koop ons hierdie nagemaakte ou goedjies by China. Temu is nice. I love Temu. Ons is so broers en susters, ek sê jou. Maar die woord sê, hy het nie gegaan na 'n nagemaakte hemel nie. Hy het gegaan na die binnekamer van God die Vader, na die troon van God die Vader, om wat te doen? Om vir my in te tree. So as jy vanaand dink, jy gaan vanaand huis en jy vra jouself, Jean, wat het ek vanaand geleer? Moet jy weet,
dat daar waar Jesus is die teenwoordigheid van God en hy is vanaand jou voorspraak, hy is jou advokaat, hy tree in vir jou. Hy tree in vir jou. Weet jy hoe belangrik is om te bid vir iemand anderste? Asseblief, die vurige gebed van die wat regverdig verklaar is. Ek sê gewoonlik, dis nou nie die skrif sê van die wat regverdig is, maar ek gebruik die woord regverdig verklaar, want ek word regverdig verklaar deur Jesus. So die vurige gebed van die wat regverdig verklaar is, dra groot krag. Amen. 30 jaar by swaar vir my gebid. 30 jaar vir my gebid. Jy moet by die Here kom, Jean, ek bid vir jou. Nee man, Cedric, los man. I'm happy waar ek is. Ek love life man. Ek is 'n plumber en ek love, los my. 30 jaar vir my gebid. Die dag toe ek my lewe vir die Here teruggee, was hy die eerste man wat ek gebel het. Jy weet wat hy gesê? Hy het nie gesê, I told you so. Hy sê, dankie Here, dat die vurige gebed van die regverdige groot krag het. As jy 'n broer of 'n suster het, 'n oom of 'n tannie, of 'n moeder of 'n vader, 'n man of 'n vrou of iemand, jou gebede kan daardie mense stel hulle voor in die advokaat, bid tot die advokaat vir hulle ook, want hy staan voor God vir hulle ook. Die woord sê dit, amen. Ek maak amper klaar, ongeveer plus minus naastenby. Amen. Ons pastoor maak 5 keer klaar, ten minste. Ons begin hom, né? Ons begin ons nie klaar maak, né? Dis nie die voorbereiding vir die voorbereiding van die voorbereiding vir die klaarmaak en dan sal ek kyk hoe voel ek. My vroukie sê, Jan, land die aeroplane, land hom. Dan maak ek. I believe I can fly. Hierdie, het jy gehoor? Jy gehoor? My stem, my broer. Die Here, ons sien 'n God van wonderwerke. Nou Marie, ek is seker van ek kan my stemmies doen. Hulle wil hy gesê, Jean, kom ons los daai. Preek jy net, okay Jesus. In die algemeen, wat doen 'n advokaat? 'n Verdediger in hofsaak. Nommer 2, 'n middelaar of 'n voorspraakmaker. Middelaar. Jesus is daardie middelaar. Ek het nou vir julle gewys toe Erik voor Erik gestaan het, E kwadraat gestaan het, né? Is dit die middelaar Jesus. Amen. Jette, hoe kan ek God die Vader, hoe kan ek dink dat ek hierdie heilige God ooit sal kan please hom, as ek in my eie krag gaan en probeer om oreed, dat ek is okay. Ek sê, weg die waarheid in die lewe, that's the way. Daar's soveel mense, kerke, gelowiges, wat 'n ander pad soek, of ander paaie soek, na Rome toe. Ja, ons is nie in Rome nie, ons is in die hemelkamer van God. Daar's net een pad en dis Jesus Christus. Right. 'n helper in 'n breër algemene sin. Jesus is ons helper. Deel van die Griekse vertaling sê, die woord voorspraak is, hy is ons helper. Wie is beter om Jean te help vir die een wat op die aarde geloop het en geweet het waarmee ons sukkel? En dan die vierde ene, verskaffing van gespesialiseerde regsmenings. Ek gaan weer sê, Jesus is die verskaffer van gespesialiseerde regsmenings. As jy dink jou saak is so uniek, jy dink dit daarmee worstel so uniek, niemand anders het dit nie, dit kan so wees, maar hy's 'n specialist in die veld van regsmenings. Hy's 'n specialist in die veld om vir jou op te tree. Hy's 'n specialist in die veld vir elke vraag wat jy het onder hierdie son, is Jesus Christus. Hoekom gaan ons nie na hom toe nie? Amen. Met ander woorde, beide die Here en Jesus tree vir ons in. Hebreërs 4 vers 15. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met my swakhede, sommer met my swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek was, maar sonder sonde. Met ander woorde, vat jy gou daai dingetjie. Die woord daar, hy was in alle opsigte versoek. So, Luandi, jy is in sekere plekke al versoek. Neelis, Nelmarie, in sekere plekke, baie plekke is jy al versoek.
Nou Marie, kom ek die hele uit. Is dit 'n bynaam? Is julle een, hè? We are one, hè? Wat is hy wat noem dit? Hy liedjie daai Simonye, we are one. Nou Marie, jy's in 'n paar plekke al versoek. Marie-Louise, is jy in 'n paar plekke al versoek? Nico, is jy in 'n paar plekke al versoek? Jacques, is jy in 'n paar plekke versoek? Ons almal kan sê ons in 'n paar plekke versoek, maar nog nie een van ons was in alle opsigte versoek nie. Sal dit nie maak nie. Sê jy nou, ek sal dit nie kan maak nie. Ek dink in alle opsigte, alle versoekings wat daar is, en hy het dit gedoen. Hy ken jou versoekings. Hy weet waarmee jy worstel. En oomblik as jy na hom toe kom en sê, dis waarmee ek sit, dan gaan hy na Vader en sê, Vader, ek tree vanaand in vir Jean. Daardie versoeking van astrandheid, kom ek die woord gebruik so ek is ongeduldig. Die Troy storie, ek is ongeduldig met myself, ek het nou weer gister gesien daar in my garage, die arme ouens. Dis nou myself, ek praat met myself, kliphard. Jean, wat dink jy doen? En weet ek het Vrydag oor gepraat. Ek het Vrydag sê, ek gaan bely, ek gaan op met myself praat. Maar gee my tyd. Ek moet eers 'n appie kry, wat ek mee kan beklei in my garage. Tot ek die appie het, gaan ek myself beklei. Wanneer ek ongeduldig is, dan gaan Jesus sê, Vader, ek was ook versoek. Met ongeduldigheid. Ek weet wat deur sy kop gegaan het. Ek weet wat sy emosie wat hy opgebou het. Maar dit is mos die emosie van woede en geïrriteerd en alles. Hy sê, ek het alles gehad. Maar ek het daarvoor betaal. Amen. So dink in jou eie versoeking vanaand en vra jouself, kan my advokaat vir my intree? Hy kan. Hy ken jou saak. En hy's bereid. Hy's bereid om vir jou te help. Hy gaan jou help, hy gaan vir jou intree, hy gaan as 'n voorspraak by Vader staan. Ek som op. Sonde maak vir my 'n ellendige mens. Wanneer ek sondig, ek sommer in 'n ander plek, ek sommer naar, ek is sommer net, dan gaan ek eers oor myself, dan praat ek eers met myself. Dan praat ek kliphard, sê Jean, jy kan nie dit doen nie, Jean. Jy's regverdig verklaar, jy kan nie. So ek praat baie met myself. Harold het baie by my gekuier, ons saam in die kantoor was, het Harold altyd geweet, Jean, in die begin, met wie praat jy? Nadat het hy saam gepraat. Amen. Hy het ook met Jean beklei, ek kan nie beklei, saam met Jean. Hierdie Jean wat so moeilik het, dan moet ons aanvang. Halleluja. Here help ons. Die tweede punt. Ons is regverdig verklaar. En nie ek myself nie. Maar uit die genade van God se enigste seun, wat gekruisig is en begrawe is, opgestaan het en opgevaar het, wat vandag my advokaat is. My tweede laaste punt. Ons geloof in hierdie Jesus gee my vrye toegang tot die genade troon van God. Daardie plek waar hy my wil red, my wil bless, met my wil tabernakel, soos hy met sy seun en sy dogter gedoen het in die middagwyntjie in tuin van Eden, wil God die Vader my hand vat en saam met my stap. Jesus is daardie toegang tot daardie wonderlike voorreg. En ja, al is ek regverdig en ja, al doen ek goed, het ek sonde. En daarom is daar vanaand vir elkeen van ons 'n advokaat wat vir Jean en vir jou intree, wat jou saak ken, as jy vanaand jou kop neerlê, as jy ooit in 'n hofsaak al was en daar was 'n advokaat betrokke en hy of sy was briljant, het jy daai vrede as jy vanaand jou kop neerlê, hy het my rug, ek kan hulle vertrou. Enigste verskil tussen hulle en Jesus, hy kos jy geld, Jesus kos jy niks nie. Hy kos net jou geloof en jou vertroue. Mahala, verniet, pasella. En antwoord, is reg. Ek sluit af. Regtig. Dit het gestaan geskryf ook. Erken my sondes, erken jou sonde. Erken dit net. Get rid of it. Steek niks weg nie. Bely jou sonde. Gaan sit by die voete van Jesus by die tabernakel en laat hy vir jou intree. Want jy gaan sommer in daardie oomblik weet as jy sê, kyk na my hande. Jean, jy is vergewe. Dan gaan jy jou kop neerlê. En jy gaan met boldness
vorentoe gegaan. As jy weer 'n foutjie maak, so Salomo gesê het, as jy 7 keer val, staan net 8 keer op. Amen. My skrif waarmee ek afsluit. Romeine 5 vers 1. Band. Kom vorentoe, kom ons sing ietsie vir die Here. Lekker ietsie lekkers man, hè? Môre gaan die son weer skyn. Al my God, soos mis verdwyn. Daai liedjie. Ek het jare gewerk by 'n nagskuiling gewerk. Ek was 14 jaar by 'n nagskuiling betrokke. En as hulle kom en hulle daai liedjie, dan sê hulle, kom ons sang 'n liedjie, môre gaan die son weer skyn. Hè? Hulle love daai song. Dit wil baie beteken. My skrif waarmee ek julle huis toe stuur vandag, ewe by die huis is en ewe vanaand aanlyn is hierso is. Romeine 5 vers 1. Omdat ons dan uit die geloof regverdig is, het ons vrede by God deur ons Jesus Christus. Ons het vrede. Hy verklaar verder verklaar dit by die kruis Jesus. Ek het vrede by God wat my advokaat bring vrede tussen my en my regter. Die regverdige God. Amen. Vader, Seun en Heilige Gees. Ons verklaar vanaand dat ons glo. Dierbare Koning, U is die weg en die waarheid en die lewe. En daarom bid ek vanaand U volkome wil, Vader, U koninkryk, U teenwoordigheid, U krag, U bemagtiging en U genade oor elkeen van ons. Mag ons vanaand baljaar en teenwoordigheid van U Gees van God. Mag die woorde van vanaand en hierdie liedjies en die woord vanaand vasgeanker word in ons hartskamers tot eer en verheerliking van U, die ewige en die volmaakte. Dankie dat U vir ons gesterf het, vir ons opgestaan het en opgevaar het en vandag as voorspraak by Vader staan. Ons aanbid U, ons loof U, ons eer U in Jesus se kosbare naam. Amen en amen. Gemeente van Jesus, mag julle 'n awesome week hê, mag sy genade julle vooruitgang, sy liefde, Heilige Gees se troos in hand oor elkeen van julle. Droom en droom groot. Eer Jesus. Shalom. God bless. Dienspan is hier voor vir enige gebed wat julle nodig het. Ons is hier vir julle.